Levitikus, hoofstuk 23. Die Here het verder vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, die volgende is die feeste van die Here wat julle as heilige samekomste moet uitroep. Vir 6 dae kan julle al julle werk doen, maar die 7de dag is 'n Sabbat, 'n dag van volkome rus. Dan mag julle geen werk doen nie. Dit moet 'n Sabbat vir die Here wees, maak nie saak waar julle woon nie. Behalwe die Sabbat moet die volgende feeste van die Here op hulle vasgestelde tye uitgeroep word. Op die 14de dag van die eerste maand, teen sononder, moet die Pasga van die Here gevier word. Die volgende dag, op die 15de van die maand, begin die fees van die ongesuurde brood van die Here. Vir 7 dae lank mag julle slegs brood eet wat sonder suurdeeg gebak is. Op die eerste dag van die fees moet die volk vir 'n heilige byeenkoms bymekaar kom. Julle mag nie enige beroepswerk doen nie. Maar vir die volgende 7 dae moet julle elke dag 'n vuuroffer aan die Here bring. Julle mag nie enige beroepswerk doen nie. En die Here het vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, wanneer julle woon in die land wat ek aan julle gee, moet julle met die insameling van die eerste oes, die eerste gerf van die graanoes vir die priester bring. Dan moet hy die gerf op die eerste dag na die Sabbat in die teenwoordigheid van die Here heen en weer beweeg en dit sal ter wille van julle aanvaar word. Op daardie selfde dag wat julle die gerf heen en weer beweeg, moet julle ook 'n jaar oud lam waaraan daar geen liggaamlike gebrek is nie, as 'n brandoffer aan die Here bring. Julle moet ook die bypassende spysoffer van 2/10 van 'n eva of ongeveer 4,4 liter fynmeel wat gemeng is met olyfolie as 'n vuuroffer aan die Here bring. Dit is 'n geurende offer met 'n lieflike geur. Die drankoffer van 'n kwart hin of ongeveer 1 liter wyn moet ook by wees. Tot op daardie dag wat julle hierdie offer aan julle God gebring het, mag julle geen brood, gebraaide koring of enige vars graan eet nie. Hierdie instruksies geld as 'n ewige voorskrif, van geslag tot geslag, maak nie saak waar julle woon nie. Julle moet 7 weke aftel vanaf die dag na die Sabbat waarop julle die gerf as beweegoffer gebring het. Die dag na die 7de Sabbat sal 50 dae wees. Op daardie dag moet julle 'n nuwe spysoffer vir die Here bring. Van die huis af moet julle 2 brode as beweegoffer bring. Dit moet van 2/10 van 'n eva of ongeveer 3 kg fynmeel wees. Julle moet dit met suurdeeg bak as eerstelingoffer vir die Here. Julle moet 7 jaar oud lammers, 1 jong bul en 2 ramme, waarin daar geen liggaamlike gebrek is nie, saam met die brode aanbied as brandoffers vir die Here, met die bypassende spysoffer en drankoffers. Dit is 'n geurende vuuroffer aan die Here. As sondeoffer moet julle 'n bokram offer en as dankoffer 2 jaar oud lammers. Die priester moet die 2 lammers saam met die brood as eerstelingoffer in die teenwoordigheid van die Here beweeg as beweegoffer. Dit is 'n heilige offer vir die Here wat aan die priester behoort. Op daardie dag moet julle 'n heilige vergadering byeenroep. Julle mag nie enige beroepswerk op die dag doen nie. Hierdie instruksies geld as 'n ewige voorskrif van geslag tot geslag, maak nie saak waar julle woon nie. Julle moet nie julle graan tot teen die kant van julle lande afoes nie. Julle mag ook nie die are wat op die grond geval het optel nie. Julle moet dit los vir die wat arm is en vir die vreemdelinge. Ek, die Here, is julle God. En die Here het vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, beskou die eerste dag van die 7de maand as 'n Sabbat, 'n buitengewone rusdag. Met die trompet moet die dag aangekondig word as 'n heilige gedenkdag. Dan mag julle nie enige beroepswerk doen nie. Op die dag moet julle 'n vuuroffer aan die Here bring. Die Here het verder vir Moses gesê, die 10de dag van die 7de maand moet vir julle 'n versoendag wees. Op die dag moet julle 'n heilige byeenkoms hê waar julle julleself verootmoedig en 'n vuuroffer vir die Here bring. Julle mag glad nie op die dag werk nie, want dit is 'n versoendag. Dan moet daar versoening vir julle gedoen word in die teenwoordigheid van die Here julle God. Enige iemand wat hom op die dag nie voor die Here verootmoedig nie, moet onder sy volk weggeneem word. 'n Persoon wat op die dag enige werk verrig, sal ek onder sy volk verwyder. Daar mag geen werk verrig word nie. Dit is 'n instruksie wat vir altyd geld, van geslag tot geslag, maak nie saak waar julle woon nie. Dit moet vir julle 'n Sabbat wees, 'n buitengewone rusdag waarop julle julleself verootmoedig. Teen sononder, op die 9de van die maand,
moet julle die Sabbat hou. En die Here het vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, op die 15de dag van die 7de maand begin die Hittefees. Dit moet 7 dae lank duur tot eer van die Here. Daar moet 'n heilige byeenkoms op die eerste dag wees. Daar mag geen beroepswerk gedoen word nie. Vir 7 dae lank moet daar elke dag 'n vuuroffer aan die Here gebring word. Daar moet weer 'n heilige byeenkoms op die 8ste dag wees en 'n vuuroffer moet aan die Here gebring word. Op hierdie heilige rusdag mag daar geen beroepswerk gedoen word nie. Hierdie feesdae van die Here moet julle as heilige byeenkomste uitroep. Dan moet daar 4 offers aan die Here gebring word. Die brandoffer, spysoffer, slagoffer en die drankoffers moet elke dag volgens voorskrif gebring word. Dit alles, behalwe die gewone sabbate van die Here, julle ander gawes, julle gelofteoffers, asook die vrywillige offers wat julle vir die Here gee. Julle moet vir 7 dae lank die Hittefees van die Here vier, vanaf die 15de dag van die 7de maand, wanneer julle die land se opbrengste insamel. Die 1ste en die 8ste dag van die fees is 'n Sabbat, buitengewone rusdae. Op die eerste dag van die fees moet julle vrugte pluk van die vrugtebome. Julle moet ook palmtakke, asook ander loweryke takke en die takke van rivierwilgers versamel, en dan moet julle vir 7 dae lank vrolik wees in die teenwoordigheid van die Here. Vir hierdie 7 dae in die jaar moet julle die fees van die Here vier. Dit is 'n instruksie wat vir altyd geld, van geslag tot geslag. Die fees moet in die 7de maand gevier word. Gedurende hierdie 7 dae moet almal wat in Israel gebore is, in hutte woon. Dit is sodat julle nageslag kan verstaan dat ek die Israeliete in hutte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte gelei het. Ek, die Here, is julle God. Moses het al hierdie feestuie van die Here aan die Israeliete bekend gemaak.